Ons gaan vanoggend voort met ons prediking vanuit die Heidelbergse Katekismus en ons gaan daar by Sondag 5 stil staan, maar ons gaan eers twee skrifgedeeltes saam lees. Psalm 49 gaan ons die hele Psalm saam lees en dan in Markus 8 van vers 27 tot 38 gaan ons ook saam lees. Kom ons luister dan nou eers na die woord van die Here vanuit Psalm 49. Vir die musiekleier van die kinders van Korag, 'n psalm. Hoor dit alle volke, luister alle bewoners van die wêreld, geringes sowel as aansienlik is, tesame ryk en arm. My mond sal louter wysheid spreek en die oordenking van my hart is net verstand. Ek sal my oor neig tot 'n spreuk. Ek sal my raaisel verklaar by die sieter. Waarom sou ek vrees in die dae van onheil, as die ongeregtigheid van my onderkruipers my omring? Die wat vertrou op hulle vermoë en hulle beroem op die grootheid van hulle rykdom? Niemand kan ooit 'n broer loskoop nie. Hy kan aan God sy losprys nie gee nie, want die losprys van hulle lewe is te kosbaar en vir ewig ontoereikend, dat hy vir ewig sou voortlewe, die vernietiging nie sou sien nie. Want hy sien, wyse manne sterwe, die dwaas en die onverstandige kom tesame om en laat hulle vermoë aan ander na. Hulle binneste gedagte is, al huise sal vir ewig wees, hul wonings van geslag tot geslag, hul noem die lande na hul name. Maar die mens wat in aansien is, hou nie stand nie, hy is soos die diere wat vergaan. Dit is die weg van die wat op hulle self vertrou en van hulle volgelinge wat in hulle woorde 'n behaag het. So skape word hulle bestem vir die doderyk. Die dood is hulle herder en die opregtes heers oor hulle in die môre. En hulle gestalte is daar vir die doderyk om te verteer, sodat daarvoor geen woning meer is nie. Maar God sal my siel loskoop van die mag van die doderyk, want hy sal my opneem. Wees nie bevrees as 'n man ryk word, as die rykdom van sy huis groot word nie, want by sy dood sal hy van alles niks saamneem nie. Sy heerlikheid sal nie neerdal agter hom aan nie. Al ag hy homself gelukkig in sy lewe, en prys hulle jou omdat jy aan jouself goed doen, tog gaan sy siel na die geslag van sy vaders. Tot in ewigheid sal hulle die lig nie sien nie. Die mens wat in aansien is en geen verstand het nie, is soos die diere wat vergaan. Dis Psalm 49, dan lees ons Markus 8 van vers 27 af en ons gaan in die besonder by vers 37 stil staan. Ons lees van vers 27 af. En Jesus en sy disippels het uitgegaan na die dorpe van Caesarea Philippi, en op die pad vra hy sy disippels en sê vir hulle, wie sê die mense is ek? En hulle antwoord, Johannes die doper, en ander Elia, en ander een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê vir hom, U is die Christus. En hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. Toe het hy hulle begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. En hierdie woord het hy ronduit gespreek. En Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Maar hy het hom omgedraai en terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê, gaan weg agter my Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van die mense. En toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly?
Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Ons fokus gaan in die besonder wees vers 37, of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Sondag 5 van die Heidelbergse Katekismus, u sal onthou, ons het begin deur te sê, vir die mens om getroos te kan leef en sterf, moet hy sy ellende ken, sy verlossing, en hoe hy die Here kan dankbaar wees. En Sondag 2 tot 4 het stilgestaan by die ellende, en Sondag 5 begin dan by ons kennis van ons verlossing, en spesifiek met hoe die verlossing van die Here werk, die bepaalde beginsels daarachter. So ons begin in vraag 12 en dan vra ons, aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en ewige straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? Dan die antwoord, God wil dat daaraan sy geregtigheid voldoen word. Daarom moet ons of deur onsself of deur 'n ander ten volle betaal. En dan vraag 13, kan ons deur onsself betaal? En die antwoord, nee glad nie, ons maak juis ons skuld elke dag nog groter. Vraag 14, kan enige ander skepsel vir ons betaal? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander skepsel die skuldstraf wat die mens gemaak het nie. Ten tweede kan geen blote skepsel die las van die ewige toorn van God teen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie. En dan vraag 15, hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek? En die antwoord, so een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is, dit wil sê, wat terselfdertyd ware God is. Tot sover uit ons belydenis. Ons fokusvers Markus 8 vers 37, of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Geliefde gemeente, die Here is goed in alles wat hy is, en alles wat hy doen en in alles wat hy eis. Sy optrede en sy beslissings is geheel en al bo verdenking. Dit beteken onder andere ook dat hy regverdig is in alles wat hy doen. Hy is regverdig as hy sondaars straf, hy gee vir hulle presies wat hulle verdien, maar hy is ook regverdig in hoe hy hulle straf. Die Here leer ons in sy woord dat die loon van die sonde die dood is, die tydelike en die ewige dood van liggaam en siel. Elke sondaar verdien om vanweë sy sonde ewig na liggaam en siel in die hel gepynig te word. Nou bely ons ook, broer en suster, God sou regverdig gewees het om ook elkeen van ons so te straf vir ons sonde. Ons belydenis bring ons by daardie erkenning uit aan die begin van Sondag 5. Maar dan kom die vraag, is daar nie 'n moontlikheid op uitkoms nie, 'n moontlikheid op redding, dat ons in genade aangeneem kan word nie? Is daar nie hoop dat ons uit ons sonde ellende verlos kan word nie? Is daar geen hoop dat ons gemeenskap met God, wat so deur die sonde verbreek is, herstel kan word nie? En dan hoor ons die troos, God gee sy genade, maar hy doen dit regverdiglik. Hy tree volgens sy reg, sy standaard vir geregtigheid op, selfs al bewys hy genade. Daarom lei ons belydenis ons in Sondag 5 om mooi raak te sien wat nodig is vir God om tegelyk genadig en regverdig te kan wees. Ons leer in ons skrifgedeelte, ons het, as ons deur God in genade aangeneem wil word, 'n losprys nodig. En die mens wil van nature nie weet dat hy of sy 'n losprys nodig het om reg voor die Here te wees nie. Mense wil nie hulle self as sondaars sien nie. En by die disippels van Jesus was dit ook nie anders nie. Hulle het baie lank gevat om in te sien dat Jesus gekom het ook as losprys vir hulle lewe.
Hulle wou hom sien as die Messias, die koning. Hulle wou hom sien as die een wat die koninkryk van Israel weer sou oprig. Hulle wou hom sien as die een wat die Romeinse heerskappy oor die Jode van hulle sou afgooi, wat dit sou beëindig. Maar dat hy moes kom as losprys was 'n baie moeilike gedagte vir hulle om te verteer. Ons hoor dit in ons skrifgedeelte. Jesus vra vir die disippels 'n vraag oor sy identiteit. Wie sê die mense is ek? Wat is die populêre opinie oor die man van Nasaret? Nou hoor ons sy disippels se antwoord, hoe die mense gespekuleer het wie hy dalk mag wees. Maar dan lei Jesus sy disippels uiteindelik tot 'n belydenis. Hy vra vir hulle die belangrikste vraag wat ooit gevra kan word: wie sê julle is ek? Wat glo julle van my identiteit? Dis die belangrikste vraag wat tot vandag toe vir enige een van ons gevra kan word. Wie sê jy is Jesus? Een of ander profeet, een of ander besondere mens? Jesus bring sy disippels tot 'n belydenis, tot die belangrikste belydenis. En dan is dit opvallend, die disippels antwoord by monde van Petrus heeltemal reg. U is die Christus, u is die Messias, u is die koning wat God van ouds af vir sy kinders beloof het. U is die nakomeling van Dawid wat vir ewig sal regeer. U is die seun van die mens wat heerskappy oor die nasies van God af sal ontvang, wat sy koninkryk sal laat kom. U is die Christus. Wat 'n skitterende antwoord, wat 'n kragtige belydenis. Trouwens, wanneer Matteus in sy evangelie van hierdie gebeurtenis skryf, dan sê hy dat Jesus by hierdie geleentheid ook gesê het dat hy sy kerk op hierdie belydenis sal bou. U is die Christus, die seun van die lewende God. Was dus niks fout met hierdie belydenis, het die disippels antwoord heeltemal reg. Maar dan gebeur daar 'n baie opvallende ding. Jesus leer sy disippels dat hy, die seun van die mens, eers moet ly. Hy, die seun van die mens, die titel seun van die mens, is spesifiek in die Ou Testament gegee vir die Messias, omdat hy koningsheerskappy oor die mensdom sou ontvang. So hy wat heerskappy oor die nasie sal ontvang, hy wat van ouds af beloof is, moet eers swaar kry. Hy moet ly, hy moet verwerp word, hy moet selfs doodgemaak word. En hy draai geen doekies om as hy met sy disippels praat nie. Die skrifgedeelte sê, hy spreek dit met hulle ronduit. Petrus vermaan hom. Hoe kan hy so iets sê? Hoe kan die koning wat ewig moet regeer dan nou eers moet ly tot in die dood in? Dit maak tog nie sin nie. Maar dan kom Jesus se vermaning aan Petrus skerp en kragtig: gaan weg agter my Satan. Petrus doen Satan se werk. Hy kom na Jesus toe met Satan se argumentasie. Sy redenasie is iets wat menslik, wat sondig bedink is. Dis nie iets wat deur God bedink is nie. Nou kan ons vra, maar hoekom sê Jesus so? Hoekom druk hy hom so kragtig uit teenoor hierdie vermaning van Petrus? Want broer en suster, Jesus ontbloot eintlik by Petrus 'n sonde wat maar by elke mens teenwoordig is. En dit is dat ons nie wil rekening hou met God se geregtigheid nie. Ons wil al die beloftes en seëninge van die verbond hê. 'n ewige koning wat ons verlossing van ons vyande kan bied. 'n Messias wat vrede gee. 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ons sal dit graag vir onsself wil hê. Ons soek daardie goedheid, daardie genade van die Here. Maar dit is vir ons moeilik om te hoor dat God dit nie sommer maar net vir ons kan gee nie. Dit is veral moeilik om te hoor dat hy dit nie sommer net kan gee nie, omdat hy regverdig is. Dit is moeilik om te hoor dat die Messias eers as losprys vir ons oorgegee moes word. Jesus leer ronduit dat hy moet ly. Hy moet eers ly voordat hy sy koninkryk in volheid sal kan laat kom. God se toorn oor die sonde moet eers uitgegiet word, die sonde moet eers gestraf word tot in die dood. God sal nie
onregverdiglik genade bewys nie. Ons sondeskuld moet betaal word. Daar moet betaal word in die woorde van ons belydenis, of deur onsself of deur 'n ander. Ons het 'n losprys nodig. Maar dan maak ons skrifgedeelte dit ook duidelik, ons kan nie die losprys gee nie. Geen verlossing is moontlik sonder dat die Seun van die mens eers ly nie. Daarsonder kan God nie genade bewys nie. Daarsonder is daar geen uitkoms uit die ellende waarin ons sonde ons laat beland het nie. Dit moes die disippels in ons skrifgedeelte ook leer. En daarom fokus Jesus die aandag op die feit dat hy die enigste pad is tot saligheid, tot die lewe. Net na sy skerp vermaning aan Petrus leer hy in vers 34 van ons skrifgedeelte: wie agter my wil aankom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Jesus spel duidelik uit wat nodig is om werklik sy disipel te wees. Jy moet jouself verloon. Jy moet vir jou sondige self sê, ek ken jou nie. Ons leer dit ook in Titus 2 vers 11 en 12. Nou hoor ons, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetooi en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Die genade wat in Christus verskyn het, leer ons onsself te verloon, nie om in onsself te glo nie. Die disippels wou vir Jesus na sy troon toe volg, maar hulle moes leer, soos ons ook moet leer, op die pad na sy troon toe staan daar eers 'n kruis. Op die pad na sy troon is vernedering, verwerping, lyding en dood. Voor die heerlikheid eers die kruis. So was dit vir ons Here Jesus, so is dit vir elkeen van ons wat hom wil volg, wat hom waarlik wil volg. Ons moet bereid wees om onsself as ter dood veroordeelde sondaars in Christus te sien. Ons moet bereid wees om ons ou sondelewe agter te laat en terwille van Jesus ons kruis op te neem. Ons moet bereid wees om hom tot in die graf in te volg. Eintlik moet jy bereid wees om jouself in sy dood te ruste te lê. Jy moet bereid wees om jouself met sy lyding te vereenselwig, om in te sien dat dit moes gebeur om jou ontwil. Die Heilige Gees werk in ons daardie insig. En hy gee vir ons krag om ook ons kruis op te neem ter wille van Christus. Elkeen wat Jesus wil volg, moet homself verloon en sy kruis opneem. Die rede wat die Here in ons skrifgedeelte gee, daar is geen ander moontlikheid tot ware lewe nie. Hoor hoe Jesus sy uitspraak motiveer in vers 35. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Die wil vasklou aan 'n self sonder Christus, sal die lewe wat hy of sy het verloor. As jy wil vasklou aan die dinge wat jy in hierdie lewe, waar daar nog sonde en boosheid aanwesig is, kan kry, dan sal jy ook die goeie wat jy nog in hierdie lewe geniet het, verloor. Maar elkeen wat bereid is om sy ou self en alles waarvoor daai ou self geleef het, prys te gee, sal sy lewe in Christus vind. Hy sal sy lewe red. Nou motiveer Jesus verder in vers 36, want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Wat sal dit jou baat om aan 'n ou sondige vleeslike bestaan vas te klou en dan dit in die ewigheid kwyt te wees, as dit nie vir jou die lewe in ewigheid kan wen nie? Die wêreld en alles wat daarin is nie die ewige lewe werd nie. Al kry jy ook alles, as die ewige dood jou voorland is, beteken dit niks. Niks weeg op teen die ewige lewe wat God kan gee in Christus nie, en niks weeg ook op teen die verskrikking van die ewige dood nie. Niks maak dit die moeite werd nie.
Die mens se rykdom, prestasie, alles wat hom sou verhoed om Jesus in sy lyding te wil volg, het geen relevantie vir die ewigheid nie. As jy Christus ter wille van hierdie dinge verwerp, dan sal jy alles verloor. As jy daardie aardse dinge ter wille van Jesus verwerp, dan sal jy alles wen. Jy sal die lewe wen. So maak die Here dit vir ons duidelik. Die enigste pad uit ons elende uit is om onsself te verloor en agter Jesus aan te gaan. Om onsself in die geloof van hom oor te gee. Niks wat die wêreld bied, kan die ewige lewe koop nie. Jesus maak dit ook duidelik wanneer hy vra, of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Niks waaraan jy nou in hierdie lewe vasklou kan dien as losprys vir jou siel nie. Niks kan vir jou die ewige lewe koop nie, veral niks uit die hand van 'n sondaar nie. Jy kan nie jouself gee nie. Jy kan nie met jouself betaal vir jou sondeskuld en dit afbetaal nie. Jy maak elke dag jou skuld nog groter. Vir 'n sondaar om sy eie skuld te wil afbetaal voor die Here sou wees, soos om jou skuld met jou kredietkaart te wil af te betaal. Jy kan nie so aan jou skuld 'n einde maak nie. 'n Mens kan ook nie 'n dier of 'n stuk vee in sy plek laat lê nie. Dis die mens wat gesondig het, daarom moet die sonde aan die mens gestraf word. Daardie diereoffers in die Ou Testament het nie krag in dit self gehad om God en mens te versoen nie. Dit het heen gewys na Jesus toe. Ons hoor iets daarvan in Psalm 40 vers 6. U het geen behaag in slagoffer of spysoffer nie. Ore het u vir my gegrawe, brandoffer en sondoffer het u nie geëis nie. 'n Dier kan nie voldoen aan God se geregtigheid nie. Dis die mens wat gesondig het, dis die mens wat verantwoordelik is om vir die sonde se skuld te betaal. En volgens ons belydenis kan selfs die engele om hierdie rede ook nie as losprys vir ons dien nie. Die mens het gesondig, en daarom moet die mens ly. En buitendien is die engele net gees. Hulle het nie liggame van hulle eie nie. En dis die hele mens, liggaam en siel, wat verlossing nodig het. Wat kan die mens dus bied as losprys vir sy siel? Niks uit jou hand kan jou skuld betaal nie. Niks wat jy kan aanbied of vermag kan aan God se geregtigheid voldoen nie. Niks wat jy kan doen kan jou uit die ewige dood red nie. Niks wat jy kan doen kan die ewige lewe vir jou verdien nie. Ons het dit ook gehoor in Psalm 49 vers 7 tot 9. Niemand kan ooit 'n broer loskoop nie. Hy kan aan God sy losprys nie gee nie, want die losprys van hulle lewe is te kosbaar en vir ewig ontoereikend, dat hy vir ewig sou voortlewe, die vernietiging nie sou sien nie. Waarmee kan jy die ewige lewe vir jouself of enigiemand anders koop? Met niks nie. Nie met die hele wêreld nie. Die enigste pad is agter Jesus aan. Want die Here maak dit dan ook in sy woord duidelik. God gee Jesus as losprys vir ons lewe. Ons skrifgedeelte maak dit baie duidelik. Die lewe is slegs te vind in die navolging van Christus. Alleen daarin is moontlikheid vir genade. Ons sal nooit in onsself ryk genoeg kan wees om die losprys te betaal nie. Ons kan nie aan God se geregtigheid voldoen nie. En hoekom kan ons nie aan sy geregtigheid voldoen nie? Ons gebrek is tweeledig. Ons kan nie ons skuld betaal nie. Ons sal nie die toorn van God in sy volheid kan deurstaan nie. Maar ons kan ook nie met ons verdienste die ewige lewe kry nie. Ons is te vuil, te gebroke deur die sonde. Ons kan nie aan daardie geregtigheid voldoen nie. Maar God kan. En God het. God kon die mens se verknorsing omkeer en hy het. Uit die rykdom van sy heerlikheid het hy gegee. Hy het genade gegee en hy het dit regverdiglik gedoen. Hy het homself gegee. God die Seun het mens geword. In hom het ons 'n mens wat die ewige lewe met sy gehoorsaamheid aan God se wil vir ons verdien het. Ons het 'n mens wat deur sy
goddelike krag, die toren van God namens ons gedra het. God het hom, Jesus Christus, oorgegee as losprys vir baie. Hy is waardevol genoeg. Hy is immers nog baie meer as net 'n bloot volmaakte mens, hy is ware God ook. Kosbaar bo alles in die wêreld, waardig om in wie hy is aanbid te word. Die wonderlike hoor ons dan in Markus 10 vers 45, want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Hy wat God self is, het gekom. Hy het gekom, maar hy is ook gegee en hy het gegee. Hy is oorgegee en oorgegee. Hy is soos 'n betaalmiddel hanteer. Hy is oorgegee toe Judas Iskariot hom verraai het. Hy is oorgegee toe die Joodse raad hom aan Pilatus toe vertrou het. Hy is oorgegee toe Pilatus hom aan die Romeinse soldate gegee het om gekruisig te word. Hy is oorgegee aan die volledige toren van God toe hy daar aan die kruis gehang het. Oorgegee as die lam wat God die Vader self voorsien het. Gegee as betaling, as losprys. Hy kon aan God se geregtigheid voldoen en hy het vir ons. Sy lewe was perfek in ons plek volgens die standaard van God se reg. En sy lyding was genoeg om ons sondeskuld te betaal. Die geldeenheid was sy bloed. Daarom kon en het hy aan die kruis uitgeroep, dit is volbring. Dit is betaal volledig. Daarom is daar geen moontlikheid vir jou om jou saligheid te vind as jy nie jouself in Jesus se dood vind nie. En wat beteken dit om jouself in Jesus se dood te vind? Dit is om daardie lyding van Christus as regverdige straf vir jou sonde te aanvaar. Dit is om te erken dat jou ou self saam daar aan die kruis van Christus gehang het en moes hang. Dis die geloofserkenning wat die Heilige Gees by ons uitbring. So lei hy ons om onsself te verloon, om vir Jesus na te volg. Ons kan God niks bied nie, maar hy het vir ons alles gegee. Daarom kan ons onder die leiding van die Gees ons kruis opneem en Jesus steeds volg. Ons kan word soos hy is, omvorm tot sy beeld. En dan kleef ons nie vas aan die dinge van hierdie lewe nie, maar aan hom. En as ons dit doen, deur die geloof, dan het ons alles gewen. Broer en suster, niemand kan met hoeveel aardse mag ook al hierdie wêreld wen nie. Baie het al probeer en misluk. Maar die pad van Christus hou vir ons ook in, dat ons die wêreld sal erf, maar vernuwe en verheerlik. Daarom hoor ons ook van Paulus in 1 Korintiërs 3, laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle. Of dit Paulus is, of Apollos of Cephas, of die wêreld, of lewe of dood, of teenswoordige of toekomstige dinge, alles behoort aan julle. Maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God. Ons het alles gewen, omdat Jesus hom nie sal skaam vir enige een van sy disippels op die dag van oordeel nie, maar omdat hy ons met heerlikheid sal bekroon. En daarom moet ons elkeen ons ook vanoggend afvra, hoe lyk ons navolging van Christus? Leef ek 'n lewe van selfverloning ter wille van Christus? Is ek verleë deur die kruis of sien ek dat dit vir my nodig was? Wat sal jy prys gee ter wille van Christus? Uiteindelik moet ons bereid wees om enige iets prys te gee. Maar veral en juis ons sondes, ons trots, ons verkeerde begeertes. Ons kan tog so vasklou aan ons sondes, ons kan dit tog so vertroetel. Ons kan so maklik uitstel om met ons sondes af te reken of om daarmee te stry. Maar dis juis ons sondes wat ons onsself moet ontsê. Dis juis ons sondige self
wat ons moet verloon. Broer en suster, hoe sal God se genade uitkoms bied? Wat moet gebeur vir ons om nie in die ewige dood om te kom nie? In 'n sin kan ons sê, wat moes gebeur het gebeur. Jesus het die weg gebaan. Maar deur die geloof moet ons kruis opneem en hom alleen volg. Een lewensaanwysing is vir die Christen van belang. En dit hoor ons in Johannes 1 vers 29. Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Amen.